Ons is almal hier by mekaar, ek weet dit is 'n vergadering, daar gaan dinge bespreek word. En ons word nie net gered deur die bloed van die lam nie, maar die lam bring ons by mekaar en hy salf ons met sy Heilige Gees sodat ons diensbaar kan wees. So 'n beter onderskeiding gaan wees, en ek wil graag hê jy moet kyk na 1 Korintiërs 11, as u saam met ons gereeld hier is, weet jy dat 1 Korintiërs 11 gaan eintlik is die gedeelte oor die nagmaal. Ons weet dat dit eintlik Palm Sondag is vandag, toe Jesus in die ingery gekom het in Jerusalem, en die palmtakke gewaai het, maar dit was nog nie sy tyd om te regeer nie, dit was sy tyd om te sterf. En so kan ons net werklik diensknegte van Christus wees as ons onsself sterf. Want hy nooi ons uit op, waar hy sê, he invites us to come and die. Want hulle wat sterf in hulle self, kan werklik dien. Ons hoor wat sê hy, en ons sal weer kyk, as die Here wil Vrydag, na die, as ons by mekaar kom. Wat sê Paulus? En Paulus praat hier van natuurlik die nag dat die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem, en hy die brood geneem en dit gebreek, maar ons gaan nie gewoonlik verder aan as na vers 27 nie, eenvoudig net omdat ons nie altyd tyd het om so ver te gaan nie, maar kom ons kyk wat sê Paulus, as hierdie dinge nou gedoen is, die nagmaal is geneem, die brood is gebreek, en die nagmaal word geneem, en die elemente in die druiwesap en in die brood, en op die eind kom Paulus, dan sê hy vers 27, daarom, wie op 'n onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees of staan teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Want die een wat die eet en drink sonder, dan sê hy vir die tweede keer, sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Daarom is dit daaronder julle baie swak is en siek is, en 'n hele paar het reeds ontslaap, anderswoorde hulle het gesterf. Indien ons onsself deeglik sou beoordeel of ondersoek, sodat ons nie geoordeel word nie. Want as ons deur die Here geoordeel word, word ons gedissiplineer, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom my broers en gesluit susters, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. As iemand honger is, moet hy tuis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring wanneer julle saamkom. En dan sê hy, die oorblywende sake sal ek reël sodra ek kom. Vader, lei ons in hierdie gedagte, dat ons gedagtes vasgevang sal word, sodat ons die liggaam sal onderskei en nie geoordeel word nie. Alles ter wille van die Heilige Seun, Jesus Christus. Amen. 'n Onwaardige manier, want die nagmaal is die hoogtepunt van die samekoms van die gelowiges. En daardie dag vir dag, dis hoekom ons die nagmaal is hier, Here wil Vrydag by Elrede, en dan Sondag weer 'n nagmaal, want eintlik het die mense dit gedoen so gereeld en dikwels as wat hulle by mekaar kom. Maar Paulus gee baie gevaarlike waarskuwing hier om dit nie op 'n onwaardige wyse te neem, die brood te breek nie. Want hy sê onderskei, vers 9, onderskei die liggaam van die Here Jesus Christus as julle by mekaar kom. Nou sal baie mense sê, dit beteken met ander woorde, ons kyk, dit is die liggaam van Jesus wat hier lê, en dis sy bloed wat gedrink word, wat nie noodwendig is nie, ons moet verstaan in die konteks, hoekom sê hy, eet 'n oordeel en drink 'n oordeel oor homself, omdat hulle nie wag op mekaar nie. Daar's 'n eetery, nog voor iemand geëet het, dis waarom, as hulle by mekaar kom, die nagmaal, die mense hulle self vergryp in die wyn en die drank, nou sê Paulus oppas, want jy kan doodgaan, die Here kan jou doodmaak. Die samekoms, soos ons vanoggend by mekaar kom, het sy waar ons by mekaar kom, is 'n vergadering of 'n samesyn van heiliges wat die Here Jesus geroep het tot homself. En as ons die liggaam van Jesus seermaak, maak ons hom seer. Ons onderskei die liggaam. Soos hier by mekaar is, as u na die broer en suster kyk langs u, dis die liggaam van Jesus Christus. Dis
is die liggaam. Nie 'n ander, nou ons is ons Rooms-Katolieke, dit word regtig Jesus se liggaam word regtig sy bloed. Dit is nie so nie. Ons is sy liggaam. En die Here Jesus is erg besorg oor sy liggaam en hy het sy liggaam lief. As jy die verhaal van Paulus ken in Handelinge 9 vers 4, wat gebeur daar? Jesus sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nie my liggaam nie, waarom vervolg jy my? Aan die ander woorde, Saul, ek vat dit baie persoonlik. Jy is besig om my seer te maak, want jy maak my liggaam seer. Jy raak my persoonlik aan. Want jy sien die probleem met Paulus, hy het nie die liggaam van Jesus onderskei nie. Die liggaam is wanneer kinders van die Here by mekaar kom, Sondag, waar hulle ook al by mekaar kom, in die naam van die Here Jesus Christus. Ons weet, en as ons gesonde teologie het, weet ons dat Jesus is die enigste sigbare making van die onsigbare God. Dis teologie. Jesus, daar's geen ander sigbare making van God die Vader behalwe in Jesus Christus nie. Dis waar ons staan en val. Jesus praat van korpus, hy maak die liggaam van die Vader en die drie-eenigheid maak hy sigbaar. En wat doen die Heilige Gees nou dat Jesus nie meer saam met ons is nie, dat ons nie Jesus kan bedien nie? Wat doen hy nou? Jesus maak Christus sigbaar onder ons. Wat bedoel as jy na jou broer en suster kyk, moet jy Christus onderskei. Dis wat hy bedoel in 1 Korintiërs, jy moet die liggaam onderskei, hierdie mense wat jy van kos wegneem, so in eerste self eet, vraatsig eet en dronk word, jy is besig om die liggaam van Christus te beskadig, en hy sal jou doodmaak. Waaroor gee die Heilige Gees vir ons gawes? En ons moet nooit die idee, dis my gawes, net nie al hoor mense sê, dis my gawes. Regtig? My Bybel sê dit is gawes van die Gees, dis die Heilige Gees, dit bly sy gawe, want hy gee dit aan wie hy ook al wil, vir so lank as wat hy wil, maar altyd tot die heerlikheid van God die Vader. So as ons hierdie gawes bedien, asof dit ons gawes is, dis waarom hierdie vreeslike charismatika van, kyk ek kan in 7 tale praat, kyk ek kan profeteer, kyk ek kan, dis nie jou gawe nie, dis die gawe van die Gees, om die liggaam te bedien. Dis waaroor die gawe gegee word. Die gawe word gegee om Christus se bruid, sy liggaam te bedien. En as ons dit nie doen nie, steel ons van hom. Ons steel sy eer. En onthou die verhaal wat ons vertel het van Moses en Aaron wat die rots geslaan het. God laat nie toe dat sy eer gesteel word deur niemand nie. En hy gee die gawe volgens die Vader se wil om Christus en Christus se liggaam te verheerlik. Almal moet dus ook, nommer 1, die eerste punt kan onderskei. Moet die liggaam onderskei. Moet die liggaam erken. Erken die liggaam. Jy kan nie sê daar wat 2 of 3 by mekaar kom, dis nie die liggaam. Dit is die liggaam van Jesus. Onderskei die liggaam. Dis sy liggaam. As ons dit seermaak en ons onthou gawes van hierdie liggaam van Jesus, onthou ons die gawes van hom af. Sê Paulus baie dood en het siek geword. Herken hierdie liggaam. En dan die vraag, hoe dien ons? Hoe onderskei ons? Deur te dien. Diensbaar te wees. Maar die gawe word nie vir ons gegee, dit word gawe by die Heilige Gees in ons werk om ander mense te bedien. Dan sê maar, hoe moet ons dien? Jesus het klaar vir ons gewys, is dit nie? Johannes voor die nagmaal, wat doen Jesus? Hy neem 'n bak water en hy vat 'n handdoek. Die disippels nog onder mekaar stry, wie is die grootste en wie gaan dit doen? Ek gaan dit nie doen nie, slawe en almal gaan slaap. Wie gaan bedien? Wie gaan voete was? Kom die seun van die mens, die seun van God, en hy was hulle voete. Na 'n dag se wandel was hy hulle en hy droog dit af. Dan sê hy, so moet julle ook, as ek, julle Here, dit gedoen het, so moet julle dit ook doen. Julle verstaan nie nou wat ek doen nie, maar julle moet mekaar se voete was. Julle moet mekaar dien. Julle, as jy die disippels se voete gewas het, het jy eintlik
Jesus het net so goed sy eie voete gewas, want dit is my liggaam. Hy sê, julle is my liggaam. Julle is in my en ek is in julle. Neem so en so moet jy dien. En Jesus wys vir ons Filippense 2. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die vorm van 'n diensknegt aan te neem, of die mens, eerste vernedering, word 'n mens en dan gaan hy in die vorm van 'n slaaf. Soos Jesus die voete was, dis 'n slaaf se werk, nie 'n diensknegt, dis 'n slaaf se werk. Gaan hy het homself ontledig van homself deur te dien met onderskeiding, dan sê hy gaan doen julle dieselfde. Doen dit vir mekaar, aan mekaar, doen dit in die liggaam. Nou wat is daarin vir ons almal? Want die meeste mense in die wêreld sê, what's in it for me? Jy laat die woord bepaal die kant, what's in it for me? Wat jy betaal, what's in it for me? Kry ek niks daar uit nie. Kom ons hoor wat sê Jesus, hoekom doen ons dit? Kyk na Lukas 17, waar Jesus die gesindheid leer. Nie net moet ons neerbuig nie, want het help nie ons sê, God, ons het U hartlik lief, o Heer, U is ons troue Heer, en ons het U lief en ons lief. Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my dien. Sal jy my jouself beskikbaar stel as 'n slaaf, soos 'n doulos, 'n verbondslaaf, nie 'n gewone slaaf, 'n verbondslaaf, gee jy jouself. Want Jesus vertel 'n verhaal, wat hy vertel van wie van julle, sê Jesus aan die disippels, en die mense, waarskynlik die 17 vers hier praat van sy disippels, maar dit praat nie net van die 12 nie, dit praat van al sy disippels, sê wie van julle, as hy 'n slaaf het, wat besig is om te ploeg en op skape op te pas, en hy van die veld af kom, vir hierdie slaaf sê, kom lê dadelik aan die tafel, come recline with me, kom sit hier aan die tafel saam met my. Jesus sê, dit gebeur nie so nie, wel, miskien gebeur dit vandag so, maar dit in die tyd van Jesus het nie so gebeur. As jy 'n slaaf is, jy 'n slaaf, hy sê, hierdie man, hierdie eienaar van die slaaf nie vir hom sê, eerder sê, maak vir my iets gereed om te eet, omgord jou heupe. Letterlik, maak van jou, vas jou gordel. En bedien my. Bedien my. My. Die Here sê, bedien my eers, my. Totdat ek klaar geëet en gedrink het. En daarna kan jy eet en drink. So, protokol, nie weer mag, nee, protokol. Jy gaan nie tussen die generaals gaan sit, en tussen die hoë offisiere, jy's maar 'n weerman. Protokol. Die Here Jesus sê, eers ek eerste. En dan maar sê, wat die verder gesindheid. En hy sal vir hom later sê, hy bedank tog nie. Daai tyd het jy nie gesê, dankie vir die slaaf nie, want jy doen 'n slaaf se werk. Jy, volgens die gewoonte het jy nie gesê, dankie slaaf nie. Wat moet die slaaf sê? Dieselfde geld vir julle, sê Jesus. Wanneer julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, disippels, die volgelinge, sê dan, ons is niks werd slawe. Nie sê is dries nie. Maak mense se gevoelens hê. Dit is wat die Here Jesus sê. Kom, dien my eerste. Dien my liggaam eerste. Dan moet niks in jou vir jou wees, dan hoort niks in te wees vir jou. Wat in ons moet wees is, ons sê vir die Here, ons het maar net gedoen wat reg is. Ons moet dit doen, ons is slawe. Maar Jesus as die eerste slaaf, wat slaaf word en dan sy disippels se voete was, wys vir hulle, jy doen dit eers, nie omdat jy lus is nie, jy doen dit omdat hy so sê, dien my eers en dan kan jy eet, en dan moet jy sê, nou alles, einde van vers 10, en sê dan, ons is niks werd slawe, ons het net gedoen wat ons moet doen, ons doen wat ons moet doen, in hierdie liggaam, ons eet eendag, ons sal eet eendag, ons sal, ja, natuurlik, daar lê heerlikheid in ook vir ons. Dat ons dan die vergadering ook ingaan met dieselfde gesindheid. Here, ek is hier om te dien. En Here, ek moet reg dien. Die regte manier. En as ons reg dien, is ons, Here, ons is eintlik maar waardelose slawe. Want ons is, kyk maar net, iewers in ons lewe, voor ons 80 jaar oud word, of ons sterf, ons het niks. Ons moet maar net doen wat hy ons geroep het om te doen. For the audience of one only. Sluit af, onthou die verhaal wat ek julle vertel van die
hierdie violis wat 'n uitstekende stuk lewer aan die mense, en na die tyd staan die mense op en hulle juig, en hulle sê, wonderlik, nog, speel nog. En dan gaan hierdie violis en hy gaan sit op die stoel en hy huil. Dan sê die mense, wat makeer jou? Hoor jy nie hoe juig die mense nie? Dan sê hy, nie almal juig nie, want daar agter sit 'n man, dis my instrukteur. En hy het nie opgestaan en my applaus gegee nie. Wat gaan ons instrukteur doen as ons alles reg doen? Gaan hy vir ons sê, wel gedaan? Of hoekom het julle my nie gedien? Hoekom het julle my nie eerste gedien? Hoekom het jy nie, want hierdie is my liggaam, as jy dit aan my, aan hulle doen nie aan my. Dien my met onderskeid en eer. En wag op die beloning van Christus. Mag die Here ons help, as ons na die vergadering gaan, ons kyk na hierdie dinge, want dit is die woord van die Here, dit is nie Dries se woord nie, dit is wat geskrywe staan. Ons moet dien. Ons moet sy liggaam. Ons dien hom, nie sê ek dien die Here nie. Ok, hoe dien jy hom? Raak jy hom? Was jy sy voete? Sê jy vir engele, gelid staan, wat doen jy? Hoe doen jy hom? Jy dien hom nie, jy dien sy liggaam. Jy dien sy liggaam. Jy bedien sy liggaam. As ek 'n gawe het, wat is administrasie het, of ek 'n gawe van 'n woord van kennis, of 'n gawe van gasvryheid, of 'n gawe van watter gawe ook al, dis nie jou gawe nie, dis die Heilige Gees se gawe, bedien dit aan die liggaam. Want dis wat Jesus die opdrag het. Ons moet hom bedien. Hoe? Deur ons broers en susters as die liggaam te bedien. Mag die Here ons help. Kom ons bid. Vader, ons dankie vir die woord wat is 'n tweesnydende swaard deursny. Here, is maar nie bloot implikasies wat ons aflei van die teks nie. Dit is wat die woord uitdruklik sê. En as julle alles reg gedoen het, moet julle sê, ons het maar net gedoen wat ons moet. Ons is onverdienstelike slawe. Dankie dat U vir hierdie slawe U bloed in die kruis laat vloei het. Mag ons, as ons sê, ons het U hartlik lief, bewys dat ons U hartlik lief het om mekaar lief te hê, en ander lief te hê, en ander te dien. Niks uit selfs, alles doen ons, Here. Al is daar 'n renons in ons binneste teenoor 'n medebroer, ons hom sal dien of haar sal dien, omdat ons sê ons is lief vir U. En ons doen dit wat U wil hê ons moet doen. Seën ons dan verder deur U rykdom van genade in Jesus naam. Amen.